Goeiemôre, my liewe mens. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Hierdie pragtige oggend. Wat 'n lieflike lentedag is dit nie. Fantasties om buite te wees. Dinge te ervaar. Gister vir julle gesê, ek wil met julle gesels oor storms in jou lewe. Elke mens ervaar storms anderste as die ander mens. Vir jou lyk iets verskrikliks. En dan gaan 'n ander ou by jou kom en sê, maar waaroor gaan jy boei? Dis niks, dis normaal. So 'n mens se gemoedstoestand bepaal hoe jy die storm hanteer. Storms gaan kom in elkeen van ons se lewe, ons moet dit maar weet. Onstuimige tye, dinge wat ons nie van hou nie. Mense hou nie van veranderinge nie. En as daar iets kom wat anderste is, dan wil die mense tantrum gooi, hissy fit, soos hulle dit in Engels noem. Nou, storms kom nie omdat jy noodwendig iets verkeerd doen nie. Dis net wat dit is. Ja, partykeer is dit verkeerde besluite. Mense neem verkeerde besluite. Maar as jy dit besef, dan maak jy reg so goed jy kan. Of jy maak vrede daarmee en jy gaan aan. Nou, selfs Jesus se disippels het 2 keer hulle self in 'n storm bevind. Nie omdat hulle iets verkeerd gedoen het nie. Hulle het juist die regte ding gedoen. Hulle het Jesus gevolg. Maar toe beland hulle in die midde van hierdie storm. En hulle roep toe eerstens na God, na die Here Jesus. En wat doen die Vader? Hy kom en hy help. Maak die storm stil. So ook in jou eie lewe, my mens. Roep en reik uit na God. Vra Here Jesus om te help. Om die storm stil te maak. Die Here is nie hier voor die storm. Dan sê hy vir jou, okay, wag gaat jy op die eie. Ek wag aan die ander kant vir jou nie. Nee, hy vat jou hand en hy loop saam met jou deur hierdie storm. Hy dra jou waar dit te moeilik raak vir jou. Maar jy moet glo, vertrou, tot hom bid en hy sal vir jou dra. So ten tye van moeilike tye, reik uit na Jesus. Ten tye van stormagtige tye, steek jou hand uit en sê, God, help asseblief. Mens kan dit nie alleen doen nie. En jy is nie gemaak, jy is nie geskape om dit alleen te doen nie. Daarom is daar 'n God wat vir jou die antwoorde sal gee. Maar onthou net, soos die disippels in die storm toe die storm hulle daar op die see vang, toe reik hulle uit na Jesus. Jesus het gelê en slaap. Maak hom wakker. Sê, help ons vergaan. Spreek Jesus die storm aan. Julle kan maar gaan lees Matteus 8, wat daar gebeur het. En hy spreek die storm aan en die storm word stil. So ook die storms van jou lewe, my liewe mens. Jy moet net vertrou, maar jy moet sy naam aanroep. Hy klop. Jy moet oopmaak. Moet dit nie vergeet nie, asseblief. Amen en amen. Ek groet julle by die wonderlike donderdagoggend. Ons gesels DV weer een of ander tyd. Sal sien wanneer die tyd gaan kom. Ek weet nie. Waaroor ek gaan praat, weet ek ook nie. Maar ja, julle moet 'n geseënde dag hê. En ek groet julle almal in die naam van Jesus. Bye bye.